Gewaardeerde luisteraars, pastoor Frans Ooyeberg van die Kruis Triomfeer Bediening. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker, en dit is vir my 'n besondere voorreg om weer eens met u te gaan gesels uit die dierbare boek van die Here, en wel uit Openbaring hoofstuk 16, wat ons vandag gaan begin kyk na vers 17 af, na die res van die hoofstuk. Ek hoop ek vind u in gesondheid, liggaam, siel en gees, en reg vir die wegraping van die kerk van Christus. Kom ons bid. Vader, ons sê vir u baie dankie dat ons Openbaring mag bestudeer. Ons weet ons gaan nie daar wees nie, Here. Ons weet dat ons gaan weggeraap word voor hierdie 7 jaar van finale oordeele aanbreek. Maar dankie, Here, dat ons die voorreg het om te kyk na Openbaring en Christus te leer ken in die krag van sy opstanding. In Jesus naam, amen. Openbaring, se laaste, hoofstuk 16, se laaste verse, 17 tot 21. En die 7de engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en 'n groot stem uit die hemel, uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat gesê het, dit is verby. En daar het stemme gekom, en donderslae, en bliksemstrale, en daar het 'n groot aardbewing gekom, soos daar nog nie gewees het, vanaf die mens op die aarde was nie. So 'n geweldige groot aardbewing. En die groot stad is in 3 dele verdeel, en die stede van die nasies het geval. En die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toren. En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie. En groot haal, omtrent 'n talent swaar, het uit die hemel op die mense geval. En die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat sy plaag ontsettend groot was. My vriend, jy dink dit wat die wêreld nou tref, is erg. Daar's 'n verskil tussen wat God nou doen en die einde van hoofstuk 16. Wat God nou doen met aardbewings en oorstromings en hongersnood, is eintlik God wat hierdie wêreld in sy hande het, en hy skud hulle, en hy sê, word wakker, word wakker, word wakker. Daar gaan hy nie omgee of hulle wakker is nie, daar is dit oordeel. Nou kyk ons na die 7de bak, die finale oordeele. Dit is gedoen. Komende van die troon self sê vir ons, dat daar geen vertraging meer sal wees nie. In genade het God hierdie toneel uitgerek, soveel as wat hy kon. Die seels is gevolg deur trompette. Die trompette is gevolg deur bakke. Maar hierna sal daar geen oordeele meer oor die aarde wees nie. Dit is gedoen. Dis klaar. Die feit dat die bak in die lug gegooi word, kan oordeel toon teen die vors van die mag van die lug. Efesiërs 2 vers 2 en sy bondgenote. Kom ons lees Efesiërs 2 vers 2. Waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van die wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk. Nou sê jy vir my, maar is dit nie dat hulle is uit die lig uitgegooi en hulle loop op aarde rond? Ja, dis waar, maar daar is nog van hulle wat in die lig is. En dit kan wees dat die oordeel teen die vors van die lig en sy bondgenote die lig insluit. In hierdie finale oordeele skud God die aarde met 'n geweldige aardbewings. Kom ons lees Hebreërs 12:26. Hebreërs 12:26 sê, toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. Nou ons is op die oomblik in daai stadium wat hy die wêreld wil wakker skud, kom, word wakker. God se oordeel is naby. Hoekom wil jy nog aanhou om die duiwel te dien? Hoekom wil jy nog aanhou om sonde te doen? Hoekom wil jy nog aanhou om aan te gaan soos wat jy aangaan en aankarring? Hoekom begin jy nie om God te dien nie? Want daar kom 'n oordeel. Soos hy gesê het, ek herhaal Hebreërs 12, nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal skud ek nie net die aarde nie, maar ook die hemel. Tog die dinge wat kan nie geskid sal bly nie. Daar is baie goed wat geskid sal word. Nou praat hy van die val van Babylon. Die groot stad word meer eksplisiet beskryf in hoofstuk 17 en 18. Ons kom daarby. Hier is dit genoeg om te sê dat God haar die beker van die wyn van die felheid van sy toren gee. Ek gaan nou nie in op die Griekse woorde nie, dit is nie nodig nie. Maar God gee vir haar, en as jy nou kyk, daar is straf op sonde, en ek wil dit nou net verduidelik.
God het aan die kruis van Christus gedeel met sonde. God het aan die kruis van Christus, het hy die mag van sonde gebreek, die mag van Satan gebreek. Op die kruis van Christus, deur die bloed van Christus, het hy vergifnis bewerkstellig. Wanneer ons sonde bely, is hy getrou en regverdig om ons te reinig van alle ongeregtigheid, ons te vergewe van hierdie sondes. Ons gaan nie weer op aarde in hierdie lewe gestraf word spesifiek vir sonde nie. Maar alhoewel God nie jou en my en die sondaar daar buite straf vir sonde nie, is daar wel gevolge op sonde. As jy 'n alkoholist is en jy drink so baie dat jou lewer aangetast word, gaan jy doodgaan van lewerkanker. Daar's baie dinge van sonde wat as jy buite die huwelik egbreek pleeg, kan jy seksuele siektes opdoen. Jy mag vergewe word vir daai sonde wanneer jy God vra om jou te vergewe, maar daardie seksuele sondes is nie die oordeel op sonde nie. Dis die gevolg van sonde. Die feit dat jou lewer oppak is nie God se oordeel omdat jy drink nie, dis gevolg van sonde. As ek my paralytic drink en ek vat die kar en ek ry in 'n boom vas, is dit nie God wat my straf vir my sonde nie, dis die gevolg van my sondige daad. Maar hier, en ons sien dit veral in hoofstuk 17 en 18, in hoofstuk 16 is dit genoeg om te sê dat God, Babylon, haar die beker van die wyn van die felheid van sy toren gee. Dan sien ons dat hy praat hier van reuse haalkorrels val wat tot 100 pond weeg. Die mens reageer in volslaa onberouvolle verdorwenheid. Nou op die huidige stadium kan mense nog sê, maar ek sien nie vir God nie. Hoekom tree God nie in nie? Kyk die tsunamies, kyk die aardbewings, kyk wat gebeur in hierdie wêreld, maar God doen niks daaromtrent nie. En die mens kan dalk nog sê, maar daar is nie 'n God nie, want as daar 'n God was, dan sou dit nie gebeur het nie. Maar in die groot verdrukking het hulle te doen gekry met Jesus Christus in die krag van sy opstanding. In die groot verdrukking weet hulle, dis hy. In die groot verdrukking weet hulle, daar is 'n God, want hulle laster hom, hulle vloek hom, hulle skel hom. En hier val reuse haalkorrels, soos wat jy nog nooit gesien het nie, uit die lug op die mense. Een haalkorrel kan 'n man morsdood val. Hulle weet dis God wat dit doen. Hulle het nou deur hierdie 7 jaar te doen gekry met sy oordeele, maar hulle het geen berou nie. Hoekom nie? Want hulle dra die merk van die dier. Ek wil vir jou sê, my vriend, daar is nie 'n merk van die dier op die oomblik nie. Moenie laat die mense jou kom, ons het daaroor gepraat, moenie laat die mense jou kom ore aansit om te sê die chip is die merk van die dier, of hierdie COVID-inspuiting was die merk van die dier. Hier was 'n pastoor hier by ons wat gesê het, COVID-inspuiting gaan jou DNA verander. Ek het 'n COVID-inspuiting gekry, 2 van hulle, en my DNA is nog net presies dieselfde. My liggaam is nog net presies dieselfde. Maar weet jy, nadat jy die COVID-inspuiting gekry het, het jy 'n hartaanval gehad. So dit was die COVID nie, dit was nie COVID nie, dit was my ongesonde lewenswyse. Te veel vet en toe die are geblok. Die COVID het nie die are in my hart geblok nie, vet het. Maar om terug te kom na wat ons praat, reuse haalkorrels val en die mens reageer in volslaa onberoubare verdorwenheid. Nou alles dikwels 'n instrument van oordeel teen God se vyand, soos ons gesien het in Egipte. Kom ons lees Exodus 9:24. Exodus 9:24, en daar was haal en onophoudelike vuur binne in die haal. Baie swaar, soos in die hele Egipteland nooit gewees het, vandat dit aan 'n volk behoort het nie. Met ander woorde, voor die grondlegging van die wêreld. Eintlik kan 'n mens dit so sê. En het u dit al ondervind? Daar was haal en onophoudelike vuur binne in die haal. Baie swaar, soos in die hele Egipteland nooit gewees het, vandat dit aan 'n volk behoort het nie. Kan dit wees dat hierdie skrifgie vooruit sien op die haal wat gaan val in die groot verdrukking? Ek meen, het jy al ooit haal gesien? Haal is ys. Het jy al ooit haal gesien met onophoudelike vuur binne in die haal?
Vuur en ys gaan nie saam nie. Maar God kan in sy oordeele dit saamvoeg. Kom ons kyk na Josua 10 vers 11. Josua 10 vers 11 sê, en toe hulle voor Israel uitvlug, terwyl hulle op die afdrand van Bet-horon was, het die Here groot haalstene uit die hemel op hulle gewerp tot by Aseka, sodat hulle gesterf het. En daar het meer gesterf deur die haalstene as wat die kinders van Israel met die swaard doodgeslaan het. God gebruik haal, en in die groot verdrukking gaan haalstene val met brandende vuur binne in hierdie haalstene, wat God se oordeel op die mens ten volle gaan uitbring. Dis hoekom mense nie wil aanvaar daar's 'n groot verdrukking nie. Dis hoekom predikers wat die evangelie van God verkondig, wegbly van die groot verdrukking, veral die wrede wolwe, veral hierdie ouens van die nuwe apostoliese reformatie. As hulle kan regkry om hierdie ding te swaai, en hulle kan regkry om die wêreld reg te kry, en hulle kan regkry om God te beheer, en Christus laat terugkom wanneer hulle wil hy moet terugkom, dan kan hulle die oordeel van God vryspring. Maar ek het nuus vir hulle. Ek het nuus vir die sondaar. Ek het nuus vir die ateïs. Ek het nuus vir die homoseksueel. Ek het nuus vir die lesbien. Jy, as jy bly lewe, as jy nou doodgaan, gaan jy hel toe. As jy bly lewe, gaan jy deur die hel gaan van die groot verdrukking, en dan gaan jy nogtans hel toe, want die Bybel sê jy gaan jou nie bekeer nie, want jy gaan die merk van die dier vat, en as jy die merk van die dier vat, wat ek net nou gesê het, is nie wat ons nou aanvaar nie, die merk van die dier sal ons eers weet wat het is, wanneer die antichrist dit openbaar, maar wanneer jy die merk vat, is dit tickets, dit is verby, jy kan nie God meer dien nie. Kom ons lees Jesaja 28 vers 2. Kyk, die Here het een wat sterk en magtig is soos 'n haalstorm, 'n storm vol verwoesting, soos 'n stortbui van geweldige oorlopende waters, wat in die grond gooi met krag. So ons hoef niks verder te lees nie. God gebruik haal vir oordeel, en haal met onophoudelike vuur binne in vir 'n feller oordeel. In elk van hierdie omstandighede is die haal wat uit die hemel gereën het as 'n instrument van oordeel gebruik, nie as 'n korrektiewe tugtiging van God se eie kinders nie. Soos daar vandag haal val, moenie dink dat God besig is om met jou te praat nie. God praat met jou deur die woord. God wil jou wakker skud deur die woord. Ons kan sê dat Openbaring 16 'n groot hoofstuk is. Dit beskryf groot boosheid, 'n groot stad, groot Babylon. Dit beskryf groot oordeelsinstrumente, groot hitte, groot rivier wat opgedroog het, 'n groot aardbewing, groot haal en groot pla. En ek sien nou gister het hulle ding hier op YouTube gehad van die Efraat rivier wat opgedroog het en wat hulle daar ontdek het. Ek sal nie veel aandag daaraan gee nie, om 'n eenvoudige rede is dat dit kan Photoshop wees, dit kan leuns wees, want die Bybel praat van die Efraat rivier wat gaan opdroog, en ek dink is baie naby, maar ek glo nie dat dit al gebeur nie. Maar ek wil nie daarop ingaan nie, want of hy nou opdroog nou en droog lê vir 20 jaar voor die 200 biljoen duiwels en mense en wat ook al, ons het daaroor gepraat ook, oorkruis om Christus te kom ontmoet in die slag van Armageddon, maak nie saak nie, hy kan nou opgedroog wees, maar gaan nie veel aandag gee nie, moenie nou op hol gejaag word nie. Dit beteken nie, ons is al in die groot verdrukking nie. Beteken net dat die Efraat het opgedroog. Kom ons gaan aan na die groot hoofstuk, beskrywing van 'n groot God, sy groot stem. Hart is dieselfde Griekse woord vir groot, en sy dag van oorwinning. En hier is ons klaar met hoofstuk 16. In die volgende uitgawe gaan ons kyk na Openbaring hoofstuk 17, na die val van godsdienstige Babylon, en dan gaan dinge baie interessant begin raak. Vader, baie dankie dat ons nie in die groot verdrukking sal wees nie. Baie dankie, Vader, dat ons kan weet, dat ons weet, dat God is in beheer, in totaliteit, en dat God se wil op aarde sal geskied. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Al wat vir my oorbly om te sê is, gaan en wandelwaardig die roeping waarmee God jou geroep het, en Maranatha, Jesus gaan weer kom. Is jy gereed?
Maar as hy vertoefing te kom, mag hy vir ons 'n geleentheid gee om weer te kyk na die woord van die Here. Mag hy met u wees tot ons weer gesels in Jesus naam. Amen.